Bouldering is tipies meer individuele sterk bewegings. Ou kan ook meer komplekse goeders doen, omdat ou nie baie ver afval na die sagte matte toe nie, kan ou vreeslike springe en goeders doen. Daar's baie parkour bewegings wat ingekom het by kompetisies, hardloop oor 'n klomp goeders en spring en gryp en so aan. Dis die neater styl van klim. Wanneer 'n ou dan met toue klim, top rope vir die kleintjies, lead climbing vir die groter kinders of vir groot mense, dan is dit meer endurance. So hoe lank kan jy in die muur vashou? So tipies kyk hulle hoe moeg kan hulle jou arms kry oor 'n 15 meter muur. Ek is Tiaan Bouwer van Rock Valley Climbing. Enigiemand wat wil ernstig begin deelneem is omtrent 'n 2-3 jaar siklus wat hulle moet ernstig train, en dit geld vir enigiemand of hulle op 6 jaar oud begin klim en by die juniors wil deelneem, of as hulle dalk bietjie ouer, as hulle hier in hulle vroeë tieners is of so aan. As iemand daai besluit maak om ernstig te begin klim, vat dit altyd 'n paar jaar om te begin resultate sien. Ja, ons bly maar altyd by die kompetisie reëls. Elke gym het maar hulle eie goeders. Ons voel net dis makliker vir die atlete om in daai gewoontes te bly. So ons het type wat ons opgesit het op die verskillende vlakke. By ons is die groen type die maklikste, geel, en dan gaan hulle so deur. Ons het ook junior spesifieke kompetisie probleme en roetes wat ons opsit. Ons het ook swart type wat ons opsit. Dis vir ons seniors wat ons die hele tyd vir hulle kompetisieprobleme opsit, die tipe van goed wat hulle oorsee sal sien. Die type is ook daar want jy het 4 punte kontak nodig voordat jy begin met iets. So by hierdie geel roete wat hierso op hardloop, het hy 2 vir jou hande hierso en 2 vir jou voete daar. Dit kan ook natuurlik verskillend wees. Partykeer is hulle tussen 2 verskillende holds wat hulle gesplit word, of hulle kan saam wees en so aan, ja. Ek klim, ek sal nie sê so hard soos die atlete nie, ek is ook nou al bietjie ouer, maar ek word 44 hierdie jaar en ek kan nog steeds net so lekker hard klim. Daar is obviously goed wat die jong lywe kan doen wat 'n ou nie meer later kan bybly nie. Maar klim is 'n verskriklike lae impak sport, so ou kan dit doen as 'n junior, ja, ou kan dit doen as 'n junior wat ou deelneem. Ons het juniors wat nie deelneem nie, wat dit net doen vir die fun, mense wat net doen vir spiertone en so aan. En dan het ons mense, ons het enigiets van 2 jaar oud het al op ons mure geklim, en dan het ons al mense wat hulle 70ste verjaarsdagpartytjies hier gehou het. So dit is 'n sport wat ou baie lank kan aanhou doen. En dis ook nie iets wat ek mee beplan om te stop enige tyd gou nie. Wat leer julle ons? Alles wat ons nodig het om te weet. Hallo, my naam is Stephanie. Ek is Caitlin. Ons is sissies. Dit is actually baie spesiaal om my dogters af te rig. Ek dink een van die grootste goed wat ons moes aanleer is die split tussen pa wees en coach wees. So ons het maar 'n reël gekry waar ons gesê het dat ons by die gym is ek die coach, maar by die huis is ek die pa, en ons praat dan oor en weer, probeer ons om daai tipe van, as daar kwessies is, individueel uit te sorteer en om nie die twee saam te meng die hele tyd nie, net dat ou weet wanneer doen nou wat, maar dit is actually baie lekker om saam met my kinders te werk. Nee, definitief nie bekommerd oor hulle veiligheid nie. Klim weer eens is 'n interessante sport. As ou ander sporte wag jy tot iemand seermaak en dan kry hulle strafskoppe of iets. By klim neem ons eers al die veiligheidsmaatreëls in ag voordat ons begin. So dit is, ja, dit is 'n hoë risiko sport, maar as ou dit reg doen, kan dit nog steeds baie veilig wees, ook veral binne. Dis maar baie meer gekontroleerd binne. As ou buite klim en so, en dan is daar ander kwessies wat ou in gedagte moet hou, maar nee, ek is net trots op hulle. Partyroutes kort jy ook vreeslik baie upper body strength. So ja, dis maar 'n kombinasie van goed. Ek sal like om Olimpiese spele toe te gaan. En dan ja, net soveel kompetisies doen soos wat ek kan.